Goeiemôre van my kant af, dis lekker om almal hier te sien en ek wil net sê, almal wat hier binne sit, daar's 'n spesiale plek vir eendag in die hemel. Die van julle wat aanlyn kyk of 'n afnaweek het, julle gaan hemel toe. So, ons is in ons reeks Divine Inclusion en dit spoel so 'n bietjie uit Paasnaweek uit. En hierdie lappe wat julle sien hang, is juist deel daarvan om te verstaan wat was hierdie beloftes en die profetiese woord wat die Here uitgespreek het wat tot vervulling moet kom in ons lewe, en dis daarvoor dat ek en jy ingesluit is hierdie goddelike insluiting, divine inclusion wat ons deel is van dit, en dis presies wanneer jy deel is van iets, dan dink jy anders, jy kyk anders, jy leef anders, jy doen seker goed anders. En ek onthou hierdie grap, of nie grap, is 'n ware storie van een van my vriende. Hy het besluit, hy gaan die Midmar Myl gaan swem. Nou die van julle wat weet, dit is daar in Pietermaritzburg, en dis waar hulle hierdie Midmar, op die Midmardam swem, 1 myl swem, en mense, duisende mense gaan, en dan gaan, jy weet, woon hulle nou hierdie een by. En hy sê toe nou, jy weet, hy was nou nie atleties gebou nie. Nou net dit sê, en hy sê, hy gaan toe nou, en hy gaan swem toe nou, en terwyl hy nou so swem, jy weet, en hy besef, hierdie gaan 'n lang dag wees, want hy het hard geoefen, maar hy gaan sy bes gee, en so gee hy toe nou sy beste, en hy swem, en hy sê op 'n stadium, hy kom agter, die water raak stil, daar's nie meer klomp mense om hom, dit is stil, hy dink, ek is die laaste ou in hierdie dam, maar hy swem, en hy sê, soos wat hy daai laaste stuk approach, kom hy agter, hy hoor die skare, skree en cheer, en hy dink, wow, jy weet, en ewe skielik, jy weet mos soos mans, daar's elke man wat hier sit, vrouens, as jy nie weet nie, hy het 'n ego, so, en hy sê, hy hoor, hier is iets wat besig is om te gebeur, en mense skree en cheer hom aan, en hy swem, en hy besluit, nee, dis nou of nooit, hy sê, en hy swem daar uit, en as so 'n stukkie wat jy net so moet uitloop uit die water, hy sê, toe hy nou eventually sy voete voel op die grond, en hy besef, hy het dit gemaak, hy staan so op, en hy gooi sy hande so in die lug, en hy sê, yeah, en die mense cheer, en hy sê, die volgende oomblik, toe hy so links kyk, toe is daar 'n ou wat sonder bene geswem het, en die mense cheer eintlik vir hom. Jy sien, toe hy die storie vertel, toe kan ek nie anders om te besef, dat goddelike insluiting help ons om dit te verstaan, dat ons is presies, om presies te wees, ons persepsie, van waarvan of ons deel is, bepaal baie keer ons optrede. Gevoel hierso, ek is deel van mense wat cheer, ek is deel van hierdie groot, jy weet, oomblik, en dis dalk vir my, en hy kom agter, oepsie, dis toe nou nie vir jou nie, maar hy was nog steeds deel daarvan. En hierdie jaar is ons besig met die tema, sy heerlikheid, ons storie, His glory, our story, en dis wat ons wil weet, ek wil deel wees van sy storie, hierdie groot openbaring wat Christus vir my gebring het, wat God vir ons kom openbaar het in Christus, dat ons verstaan vandag, dat in die ongehoorsaamheid van Adam, soos wat Romeine 3 vers 23 ons leer, het die heerlikheid van God eintlik verdwyn, was daar afstand van die heerlikheid van God af, maar as gevolg van die gehoorsaamheid van die volgende Adam, Jesus Christus, in Romeine 5 vers 17 sê, het hy vir ons veel meer kom doen, meer as wat ek en jy verwag, en hy het hierdie storie van heerlikheid in ons lewe eintlik kom vasmaak, en as gevolg van dit, wat ek en jy in genade gered is, wat ons kan glo, met ons harte en met ons mond bely, weet, dat hy is my Here, hy is die een wat ons kom verlos het, en God se genade in Christus Jesus het ons eintlik laat afstand doen van Adam. Ons is nie meer in Adam nie, maar ons is eintlik in Christus Jesus. Dis 'n goeie plek om amen te sê. Want jy is nie meer jou ou mens nie, jy is eintlik 'n nuwe, en ek gaan vir van julle wat sê, en jy verstaan nie, ek is nog steeds 'n van Tonder, sorry al die van Tonders. Ek is nog steeds 'n wenner. Ek is nog steeds 'n buis. Ek is nog steeds amper sê ek 'n plat, en Ellen is nie eens hier nie. Maar weet jy wat, hoor gou hierdie 1 Korintiërs 1 vers 30. In die 2 vertalings, hy sê, deur hom is julle in Christus Jesus. Nie deur jouself nie deur die feit dat jy aangeneem is en voorgestel of wat ook al, hy sê, deur hom is jy in Christus. Die Nuwe Lewende vertaling sê, dit is deur God alleen, dat julle nou aan Christus Jesus
behoort. Dis hy alleen. En dis presies wanneer ons fokus oor divine inclusion. Kyk ons bietjie na Romeine hoofstuk 5, 6, 7 en 8 en ons vat jou bietjie op hierdie reis waar jy net ontdek, wat sê God oor jou? Wat is hierdie belofte wat God oor jou het? En nou kom ons agter, ons kan eintlik die Bybel toemaak en vandag sê, prys die Here, kom ons sing weer verder, want dis deur hom alleen wat ons aan Christus Jesus behoort. Dis nie uit my eie werke nie. Dis nie uit my eie mag nie. Ek identifiseer met hom. Daar's 'n goddelike identifisering wat plaasvind, wat ek kan sê, my identifikasie is in Christus Jesus. Ek identifiseer met hom. Ek kan nie anders om my lewe so te lei nie. En dan sê Paulus hierdie, wanneer hy skryf van in Romeine hoofstuk 6 vers 1, hy sê, wat sal ons dan nou sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Gaan ek nou aanhou sondig, omdat ek weet, jy weet, daar by Doxedayo, die ouens praat altyd van genade. Sê altyd, ons is vergewe, dis afgehandel. Gaan ek nou net aanhou voortgaan om my ou lewe te leef, want die genade gaan al hoe meer toeneem en toeneem en toeneem. Hy sê, nee, hoekom sal ek dan nou dit doen? Paulus, kom help ons net om hierdie absurde vraag, wat hy eintlik vir hulle vra, wanneer hy vir hulle sê, vroeg in Romeine 3, dan sê hy sê, gaan julle dan nou aanhou so sondig, want wat hy agterkom, hy vra eintlik hierdie vraag vir hulle, want hulle kom agter, dit is asof genade vir hulle nou die vrye toegang gegee het, om aanhou te gaan sondig, en terug te kom, en hulle hart vir die Here te gee. Hy sê, kan julle nie onthou nie, dat toe ons nog vyande was, toe ons nog nie naby aan God was, het God ons gered. Nou wil julle aanhou sondig, nou wil julle sê, ja, maar hier is genade, daar's onverdiende guns wat God vir ons gee. Hy sê, nee, stellig nie. Vir die mense wat bietjie meer advanced is in die lewe, hier van 50 af ouer, sal onthou, jare terug, het die kerk altyd gepreek oor die bus. As die bus jou vandag doodry, gaan jy hemel toe of gaan jy hel toe? En elke Sondag dan preek hulle oor hierdie bus. Gereeld. En dan hierdie bus wat vanaand ry, gee jou hart vir die Here, want as jy hier uitstap en die bus ry jou dood, gaan jy hemel of gaan jy hel toe? En ek wil net vir julle sê, ek het elke Sondag aand my hart vir die Here gegee, want ek was net bang dis 'n Patco bus wat my gaan doodry. Dus ek kan dit nie net 'n Greyhound dan ten minste wees nie. Maar nou moet dit 'n Patco bus wees. Jy weet. En dan dink jy, regtig, 'n munisipale bus, hy ry hierso. Maar dit is hoe ons geglo het, en nou maak dit hierdie vrees in ons, en as gevolg van hierdie vrees, nou gee ek maar my hart vir die Here, maar weet jy wat, op 'n Sondag is ek hierdie geestelike reus, en hierdie week is ek hierdie vleeslike bees. En ek gaan maar net aan met my lewe. Maar dit is oké. Maar jy sien, wanneer jy besef, jy identifiseer nie weer met jou ou lewe nie, jy identifiseer nou in Christus. Ek behoort nie aan myself nie, ek behoort aan hom. Ek is in hom gesluit, dis 'n goddelike insluiting, 'n divine inclusion. En Paulus sê, hy gebruik hierdie wanneer hy vir hulle sê, ek beskuldig julle, want julle dink so, julle leef so oor die ou lewe, en as gevolg van dit, dink julle genade gaan maar net meer en meer en meer toeneem. Hy sê, nee, kom ons draai dit gou vir 'n oomblik om. As jy dink, jy's in Christus, as jy dink, jy leef met God, en jy dink, en jy weet, jy is oortuig daarvan, jy bely met jou mond, en in jou hart glo, hy sê, dan kom maar 'n verandering, 'n ruiltransaksie, wat in jou lewe plaasvind, en hierdie ruiltransaksie, sê hy die volgende, vers 2 en vers 4. Hy sê, beslis nie. Gaan ons nou aanhou sondig dat die genade toeneem? Hy sê, beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? En deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe.
ons het nou van daai video's gesien. Jy het verlede naweek dit beleef. Ons is in sy dood begrawe. Hy het dit vir ons gedoen en ons het net in gehoorsaamheid opgetree. Hy sê sodat ons deur Christus die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood uit hom opgewek het, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Dat God besef het, hy het sy seun uit die dood uit opgewek en daai magsdaad, daai selfde krag het ek en jy uit die dood uit laat opwek en nou leef ons nie meer in ons ou lewe nie, maar ons leef in dit wat Christus vir ons bestem het. So die doop is hierdie belangrike, werklike toepassing wat God vir ons kom gee het. 'n Sakrament wat Jesus ingestel het en gesê het, wanneer ons hierdie doen, dan verteenwoordig ek die Messias en die Messias verteenwoordig my, maar wanneer ek deur die doopwater gaan, dan is daar hierdie vereenselwiging wat plaasvind en ek sê ek sluit my nou in sy dood en sy opstanding en ek leef nie meer nie. En hierdie werklike daad wat so tasbaar is eintlik die genade doop. Dis eintlik dit wat ek kom doen. Vers 3 sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Weet ons nie? Nee, ek weet, want wanneer ek gedoop word, dan identifiseer God ons in Christus en nie meer in Adam nie. Wanneer jy gedoop word, dan identifiseer God jou in Christus en nie meer in Adam nie. Dit beteken dat jy verander van jou status, jy verander van jou opdrag, jy verander van iemand wat al nou net sondig, van genade is genoeg. Hy sê nee, toe ons nog sondaars was, het hy ons gered. Maar nou deur die doop, my gehoorsaamheid, om deur die doopwater te gaan, sê ek verklaar nou, ek is in Christus. Ek verklaar nou, ek is 'n nuwe mens. Ek verklaar nou die lewe wat ek leef. Jy sien wat belangrik is en moenie hierdie verwar nie. Wat belangrik is, die doop maak ons nie deel van Christus nie. Christus se kruisdood en die opstanding het ons klaar dit bewerkstellig. Ons is klaar in Christus in terme van dit, maar die doop is God se verklaring van insluiting. Onthou julle op 'n stadium toe Jesus gedoop was in Markus hoofstuk 6, dan sê die Bybel nadat Jesus uit die water uit opgekom het die hemel oopgegaan, 'n duif het op hom neergesak en nou was 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Daar was 'n verklaring oor Jesus Christus en wanneer ek en jy sê ons is in Jesus, ons is ingesluit in hierdie goddelike insluiting, dan sê ons wanneer ons deur die doopwater gaan, is daar 'n verklaring wat God maak oor jou lewe, oor my lewe wat sê, jy is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Dis eintlik net 'n fisiese antwoord op die roepstem wat Christus en God vir ons bestem het. Wanneer ek deur die doop gaan, sê ek ja, amen. So die doop is nie net dogma wat hierdie kerk doen en daai kerk doen dit nie, en daai kerk doen dit so en daai kerk, dis eintlik 'n aannemingsseremonie. Dis eintlik 'n verklaring oor wat jy sê in my gehoorsaamheid stap ek uit, maar wat sê God oor my? Hoe dink God oor my? God, jy besef ek is nou ingesluit en in hierdie gehoorsaamheid word ek ingesluit in dit wat God kom doen. Dis nie 'n tradisionele ding nie, dis nie 'n ritueel nie, dit is 'n sakrament wat Jesus Christus ingestel het. Dit was 'n goeie plek om net te sê ja. Want hierdie identifikasie in Christus het ook my nuwe denke. Want ek het 'n nuwe lewe wat ek lei. Romeine 6 vers 11 sê die volgende, hy sê, so moet julle ook reken, dat julle wel in die sonde dood is, maar lewend is vir God in Jesus Christus. Wie wat is? Ons Here. Hy sê, so moet julle dit reken. Die oomblik om te besef, ek moet rekenskap hou van dit wat besig is om te gebeur. Dis 'n boekhouer, dis 'n boekhouer term wat om te kan reken, om te kan, daar's 'n woord
en ek hoop ek spreek hom nou uit, logosimai, wat letterlik beteken om te reken. Ek tel die geld, dit wat aan my behoort, ek maak seker dat die bedrag is nog steeds vas wat dit was. Ek maak net seker alles klop. Hierdie is die volle bedrag. Dis die volle bedrag wat op die einde van die dag aan my behoort, en nou reken ek dit. En wanneer Paulus sê, reken dat julle nie meer, dat julle dood is in die sonde, dan sê ek doen dit. Ek begin my lewe uiteen te sit en besef, ek leef nie meer soos wat ek geleef het nie. Ek leef anders. Ek lag so, een van my vriende sê, so nou dag, hy sê, Llewellyn, ek weet nie hoe dit werk nie. Hy sê, ek het nog gaan somme maak, so ruk terug, hoeveel drank en sigarette my gekos het in 'n maand. Hy sê, maar ek wil net vir jou sê, ek het nog steeds nie daai geld, ek rook en drink nie meer nie. Sê ek vir my nie, jy het 'n vrou. Ek grap. Hoe lekker lag die vrouens. Maar hy sê, jy moet dit reken en sê, ek is nie meer 'n sondaar nie. Ek is nie meer 'n sondaar wat elke Sondag kom om net my gewete te sis en te sê, ag, jy weet, Sondag kom ek kerk toe om die boksies te tik. Ek doen nie dit nie. Ek kom Sondag kerk toe om die gesamentlike onderling van die gemeente saam te kom, om fellowship te kry, om mense hier te hê, om God te kom eer vir wie ek is, om hom te celebrate vir wat hy gedoen het, maar ek weet ook, hy gaan my bekragtig en bemagtig vir dit wat vir my voorlê. Ek kom celebrate, dis wat ons sê. Ons sê dit elke Sondag, hierdie is 'n feesdiens, ons wil fees hou. Niemand van julle kom hier in en dan deel ons vir jou 'n suurlemoentjie uit dat jy nie kan smile nie. Hier kan jy maar smile in hierdie plek. Dis 'n fees om hier by mekaar te wees. Nou sê Romeine in die Message parafrase, hoor net hierdie, hy sê vanaf vers 1. Hy sê, so what do we do? Keep on sinning so God can keep on forgiving? I should hope not. If we left the country where sin is sovereign, how can we still live in our old house there? I say, or didn't you realize you packed up and you left there for good? That is what happened in baptism. When we went under the water, we left the old country of sin behind. When we come up out of the water, we enter into the new country of grace, a new life in a new land. Dis wat eintlik met ons gebeur. Ek relocate. Ek pak alles op my lappe en alles en dan gaan ek. Maar ek moet besef, ek moet anders dink wanneer ek daar kom. Ek sal nooit vergeet. Ons het hierdie tradisie gehad as gesin dat in Port Elizabeth vir ons gebly het vir baie lank, het ons elke maandag, dan sal ek in die lyn ry en dan sal ons die kinders gaan haal na skool en dan ry ons so draai see toe, dan sal ons takeaways kry en ons roomys eet en of dit nou die winter is, dit was altyd die ding en dan ry ons so al die pad langs die see, baie lank om, kom ons omtrent so 6 uur by die huis, dan los ek hulle by die huis, dan gaan ek kerk toe. Elke maandag, dit was elke maandag. En ek sal nooit vergeet, ons het hiernatoe getrek en daai maandag, uit gewoonte klim ons in die kar en ons ry hier en ons sit in verkeer. En ons vra, en nou, want toe gaan ons? En ek sê, nee, ons gaan stad toe. Ons gaan by McDonald's roomys eet in die stad. Needless to say, ek moes vir Benny bel en sê, hoorie Benna, ek gaan dit nie maak vir vanaand nie. Ek dink ek sit in verkeer. Jy sien, uit gewoonte het ons maar aangegaan, as ek het so kan sê, in ons sondige natuur, die ou lewe, hoe dit in Port Elizabeth gebeur het, maar toe ons hiernatoe verhuis, moes ons op die einde van die dag, ons gedagtewêreld, ons denkpatrone verander, en besef, maandagaande is nie meer op die map nie, ons moet iets anders doen. Jy moet anders dink oor dit, want ek gaan nie aanhou met hierdie ou lewe nie, daar's 'n nuwe lewe wat vir my wag, maar ek is lewend gemaak, ek is nie meer 'n slaaf van die ou lewe nie, ek is nou 'n slaaf van God en ek behoort aan hom, ek is 'n diensknegt van hom, my lewe loop oor van wie Christus is. En dan sê Romeine 6 vers 15 tot 18, wat beteken dit? Wanneer ons sê ons is nie meer in die sonde, hy sê, kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Hy sê, beslis nie. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp, om hom as slaaf te gehoorsaam, is julle die slaaf van die een aan wie julle gehoorsaam is.
Hy sê, as dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. En as dit gehoorsaam aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos julle dit deur die oorleweringe ontvang het. Jy het dit ontvang. Dis vir jou gegee. Hy sê, ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen. Ek wil net vandag vir jou sê, wanneer jy besef, ek identifiseer met Christus. As jy vandag hier so is en jy besef, my ou lewe begrawe ek vandag. Ek kan nie meer dink soos wat ek gedink het nie. En dalk is jy hier so, jy sê, Ellen, ek het al vir soveel jare lang. Is hierdie doop ding maar net 'n kerkding, 'n denominasie ding. Maar eintlik is die Bybel duidelik daaroor dat dis die vereenselwiging met Christus Jesus. Dis waaroor die doop gaan. Dis nie ingestel deur 'n denominasie nie, dis Bybels. Die vroeë kerk in Handelinge het dit gedoen. Inteendeel, Jesus Christus het dit ingestel toe hy gesê het, gaan maak disippels van alle nasies. En dan wat sê hy? Doop hulle. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Van daai doop is 'n vereenselwiging met sy dood en sy opstanding. Maar nou word ons die verklaring van wat God vir ons sê, ons is ingesluit in Jesus Christus en ons sit nou saam met hom in hemelse plekke. Ons leef nie meer lewe van armoede in ons gedagtewêreld en sê, ag, as ek maar net vandag by die kerk kan uitkom dat iemand vir my bid. Ag, pastoor, bid net vir my asseblief. Ag, broer, bid net vir my. Ja, ons stem saam met jou, maar in jou hart moet jy glo dat ek behoort aan Christus. Want ek leef nie om die guns van die Here te kry nie, ek is eintlik die guns van die Here. Jy is die guns van die Here, jy sit alreeds, ons leef vanaf daai plek en sê, Here, ek weet, U het dit verklaar, die dag toe ek deur die doopwaters gaan, het U verklaar, ek is die seun van God. Ek is ingesluit in 'n goddelike insluiting. Maar dalk sit jy hier vandag, jy sê, Ellen, ek het nog nie eens my lewe vir die Here gegee nie. Ek wil nog eers daar kom. Wil jy nie daar weer is vandag vir 'n oomblik, net saam met my dink. Oor jou eie lewe, gaan jy nou aanhou sondig? Omdat genade gaan toeneem? Stellig nie. Want hy het my 'n nuwe lewe kom gee. En as dit jou begeerte is vanoggend, daar weer is, steek op jou hand, sê, ek wil my lewe vandag vir die Here gee. Ek is klaar met hierdie ou lewe. Dankie. Ek wil jou vra as jy hand opsteek na afloop van die diens. Ons gebedspan is daar in die hoek. Ek wil jou vra om so intoe te gaan. Hulle gaan jou 'n bietjie help net om te verstaan, wat is jou volgende stap? Wat moet jy nou van hier af doen? En ek wil vir jou bid. As jy jou hand opgesteek het, hou hom op. As daar mense om jou is, sit net julle hand so op daai persoon. Here Jesus, dankie dat ek vanoggend, mense wat vandag sê, Here, ek wil omdraai van my ou lewe in 'n nuwe lewe. Ek het nie meer die kapasiteit om hierdie lewe te maintain wat die duiwel se leuns oor my lewe is. Kom bid ek vandag, Here, kom hernie hulle lewe. Heilige Gees, kom en sluit hulle in die magsdaad wat U alreeds gedoen het vir Christus Jesus aan die dood. Toe U my die dood het opgewek het, Vader, wil ek bid dat U vandag hierdie mense uit die dood sal opwek in die naam van Jesus. Ek wil ook vra vanoggend. As jy sê, Helen, ek is een van daai ouens wat nog al die tyd, maar genade, maar ek moet vandag 'n besluit maak, tot hierso en nie verder nie. Ek gaan nie meer leef met die ou lewe nie, ek leef nou in Christus, en vandag besluit ek gaan in Christus leef. Wil ek jou vra waar jy is, wil jy op jou voete staan? Sê, ek staan vandag in Christus. Dis wie ek is. Ek is nie meer die ou mens, die ou natuur. Ek staan op van hierdie oortuiging in my hart en my gees. Ek
is ingesluit. Dis 'n goddelike ruiltransaksie wat hy vir my kom doen het. En voor ek bid, wil ek jou ook vra, as jy nog nie gedoop is nie, hoor jy vanoggend, dis nie 'n godsdienstige ding nie. Dis 'n gehoorsaamheidstap om jou verklaring te kry by die Vader en jou gehoorsaamheid te belyn met wat die Vader oor jou dink. Dis eintlik waaroor dit gaan. En so ek wil jou vra, gaan gee jou naam op agter. Ons gaan jou doop. En ons gaan vir jou datum gee en wat ons gaan doen, maar gaan skryf op. Ek wil hierdie gehoorsaamheidstap neem. So Vader, dankie dat ek vanoggend vir elke persoon wat hier is, almal wat aanlyn kyk, elke persoon wat vandag staan in die gehoorsaamheid van ek leef nie meer vir die ou lewe nie, ek leef vir die nuwe lewe wat ek vandag kom bid. Vader, dat U ons gedagtewêreld onder U autoriteit sal bring. Ek bid Vader dat U vir ons die waarheid sal aantrek en ons sal bekleed met die waarheid oor hoe U oor ons voel. Dat niks of niemand ons sal weerhou om in Jesus Christus te leef. Ons is klaar ingesluit. Dis totaal en al gebeur die dag toe Jesus aan die kruis gehang het en opgestaan het, was ons ingesluit, maar vandag Here, bid ek vir ons gedagtes dat ons instap in daai insluitingsproses. Seën elkeen vandag. Mag U ons harte kom belyn. Mag U ons geesmens opnuut net kom deurweek met wie U is. Heilige Gees, kom giet U self voor elkeen uit. En ek seën elkeen in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons almal sê amen. Amen. Kom ons sing saam.